wat is die groot Johannes evangelie? Aan die einde van die boek Johannes in die Bybel staan daar, geskryf deur Johannes, as ek alles moes opskryf, wat ek gesien, ervaar en gehoor het, by Yeshua, wat julle nou ken sekerlik as Jesus, hy sê dan sou die wêreld nie die boeke kon bevat nie. Nou ek het altyd gedink, ja, Jessie, dit is dan sekerlik klomp boeke, maar dit is verkeerdelik oorvertaal. Dit is die wêreldse mens sal nie alles kan bevat nie. En daarom het Yeshua dit nie toegelaat dat Johannes en Matteus dit skryf nie, want hulle was die twee skrywers van die evangelies, die ander is maar kopieë daarvan. En hy het gesê die mens is te vol bygeloof en hulle het nie die wetenskaplike agtergrond om baie van die dinge te verstaan wat hy gedoen het nie. En daarom het hy dit vir ons gehou en in 1845 het hy dit aan hierdie profeet Jacob Lorber het hy dit geopenbaar. 'n Man wat vir meer as 40 jaar lang elke dag van sy lewe geskryf het wat hy in sy hart gehoor het. Hy het die stem in sy hart duidelik en hard gehoor en dit in Duits vir ons neergepen en ons was so deur Vader geseën dat ons het ongeveer in die jaar 2004 gekry het om te begin vertaal. So ons is nou met die 3de boek besig en al wat dit is alles wat Yeshua Jesus gedoen het terwyl hy met sy apostels rondgestap het deur Judea, verder noord in Assirië. Hy was in Griekse gebiede, Romeinse gebiede. Daar is selfs beweringe dat hy nog verder in Europa ook was. Maar ons kry nie altyd al die detail nie. Maar elke dag is vir ons nou aangeteken in 'n dagboek deur Yeshua self aan ons vertel, deur 'n profeet. Want hy kan so praat, want dit is wat dit beteken om 'n profetiese ontvangs te kry. Die Vader self praat deur 'n geskikte houer, wat hy weet, gaan die woorde presies neerskryf soos wat hy dit hoor. Jy kry ongelukkig profete wat die woorde wat die Vader bring, hulle verdraai dit. Dan kry jy profete wat in die lae geestesordes rondhang deur verskillende ontoelaatbare gewoontes, byvoorbeeld dwelms of oormatige drankgebruik. Dan sê hulle hoor die Vader se woord, hulle sê dit vir jou, maar dan hoor hulle 'n laer gees se woorde, en dan is dit waar jy begin konflik kry met die waarheid. Want een ding wat Satan en sy kinders, sy knegte nie kan doen nie, hulle kan nie waarheid praat nie. Dit is onmoontlik. Hulle kan net lieg. En ek sien baie voorbeelde by hierdie plaas inkom. Jy kry mense met 'n leeugees, hy kan nie help nie, hy moet lieg. Hy lieg waar dit nie eers nodig is nie. Dit is 'n teken dat Satan in jou heers. En asseblief, as jy een van daai mense is, bid baie ernstig en poog baie ernstig om van hierdie gees ontslae te raak. Want in Openbaring 21 vers 14 sê Yeshua baie duidelik dat leenaars buite die stad Nuwe Jerusalem op aarde sal wees. Sal nooit binnekant kom nie. As 'n hele paar ander honde, homoseksuele, daar word ook genoem dwelmgebruikers en dwelmverskaffers. Hulle noem dit in Grieks farmakeusie. En die ou vertalers het dit nou towenaars gemaak of toorgoed. Dis nie waar nie. As jy dwelms gebruik, vergeet dit. Jy kan nie in die Nuwe Jerusalem kom nie. So daar's baie dinge wat ons uit hierdie boeke kry, wat vir ons meer insig gee om nader aan Yeshua te kom. Vanoggend se
boodskap gaan oor die aard en gesindheid van ortodokse fariseërs. Julle sal sien hoe boos, veragtelik en agterbaks hierdie mense is. Want ons is nou in 'n situasie waar Yeshua hulle 'n entjie van 'n groot stad af was, een van die groot stede, Caesarea Philippi, wat aan die meer was, aan die meer Galilea, en die hele stad het afgebrand, nadat daar 'n sonsverduistering plaasgevind het, en toe het Yeshua die son aan die hemele laat vasplak. Het lyk vir jou so, maar eintlik was dit net, die lig het so stil geraak, dat die son het eintlik oor die horison gegaan, en toe skyn hy terug, en toe spieël 'n son terug, net soos in die dae van Joshua, toe die son stil gestaan het. Nou ons weet dis die aarde wat draai, en dit was ook 'n spieelbeeld, en toe dit gebeur, toe is daar chaos in daai stad. Die klomp priesters, heidens, sowel as hierdie ortodokse, hardloop rond en sê, hulle moet nou offers bring, julle moet nou na die tempel of na die kerk toe kom en geld gooi, want hier is die oordeel, Vader gaan hierdie aarde vernietig, as julle nie genoeg geld bring nie. En toe was daar een ou in die stad, wat vir hulle uitgelê het, vir die gewone mens, want dit is net 'n gewone natuurkundige gebeurtenis, daar gaan niks gebeur nie. En dit het toe veroorsaak dat die volk, die gepeupel, soos ons het seker maar noem, die armes, baie kwaad geword het vir die priesters, en toe steek hulle plekke aan die brand, hulle huise, en hulle klomp tempels, amper soos wat nou in Iran gebeur. Die volk het toe uiteindelik moeg geraak vir hierdie klomp bose islamiste, en hulle het die hele islam goed begin afbreek. Jy hoor eintlik nooit dat moskees afgebrand word nie. Dit gebeur nou in daai land. So, ons kyk nou na die profetiese waarde vir vandag. Hierdie ortodokse fariseërs leef nog, en is verseker, is hierdie stuk op hulle ook van toepassing. Dis daai ouens met die swart hoede, en dan het hulle hierdie lang sideys, het julle al gesien, en swart baarde. Dit is die ortodokse Judeërs, verstok, haters, Jode, ja, haters van Yeshua. Dit is hulle wat die Talmud lees, waarin staan dat Yeshua verwek is deur hoerery met 'n Romeinse soldaat, en dat hy nou in menslike ontlasting kook en brand. Dit staan in hulle Bybel, in hulle Talmud. Maar daar is nog 'n faset, dat na Yeshua opgevaar het hemel toe, na sy apostels die suiwer leer gebring het, en daar met verloop van tyd baie onsuiverhede ingekom deur valse evangeliste, valse profete, mense wat ingestel was om geld te maak uit die evangelie uit. En so het die Romeinse kerk later aan ontstaan, en die Romeinse kerk het verwoesting gesaai in Europa teen Vader se ware kinders. Die geskiedenis is daar, as jy dit wil gaan lees op Google, daar's 'n boek, The Book of Martyrs, van, wat is 'n martyr in Afrikaans? Martelare. En die kerke wat uit die Romeinse hoerkerk uit voortgekom het, die protestantse kerke, soos die sisterskerke en later aan die charismatiese kerke, hoerkerke, het al hierdie ou klomp goedjies saamgesleep, maar aangepas vir hulle kerk. En hulle is ook vandag die verstokte kerkfariseërs. Jy kan hom nie by die waarheid kry nie. Yeshua sê sekere goed in die Bybel, dan sê jy dit vir hulle. Dan sê hulle, nee, maar my kerk het my so geleer. Die kweekskool sê ons moet so preek. So dit is dan op almal van toepassing wat ons hier vanoggend lees. So kom ons begin, dit is die opskrif, hoofstuk 135, gesprek met die ortodokse fariseërs. Na afloop van die ontbyt vra Cyrenius en Julius vir my Yeshua wat daar nou gedoen moet word.
Hierdie twee manne is magtige Romeinse owerstes. Cyrenius self is die regter oor die hele Asië, Afrika en nog gedeeltes van ander gebiede. Baie magtige man, tweede in bevel na die keiser. Maar hy het Joshua van geboorte af herken en gehelp. Joshua sê, laat ons maar eers wag, daar sal wel iets op hierdie dag opduik. Kyk maar na die oewer, daar skuifel, soos skadu-beelde, 'n aantal ou ortodokse fariseërs met hulle leerlinge rond. Hulle weet al dat jy jou hier om redes wat hulle nie ken nie, ophou. Hulle vermoed dat jy die plek aan die Galileese see inspekteer, maar hier 'n soort kampplek gemaak het. Die markiestente van Koran, dis ook 'n man wat daar aangekom het van 'n ander land af, bevestig hulle vermoedes. Nou wag hulle tot jy miskien in 'n skip oor die see of miskien uit 'n tent sal kom, want dan wil hulle met 'n versoek vir skadevergoeding by jou aankom, omdat hulle dink dat die heidene hulle huise aan die brand gesteek het. 'n Regte klomp sluipers. Hulle sluip daar rond, maar hulle kom nie nader nie. Julle het seker al sulke mense ook ontmoet. Hulle hang net so rond en dan kom hulle om iets by jou te bedel, wat weer eens nie is omdat hy honger is of naak is of iets nie, maar om jou te manipuleer. Maar nou sal hulle gou genoeg sien dat jy hier is en dan kry ons dit weer op ons dak. Jy kan jou wel voorstel hoeveel werk dit ons sal gee. Maar ek sê vir jou en julle almal dat ek nie voortydig verraai mag word nie. Hulle moet eers behoorlik bang gemaak word. Dan moet my naam hulle die doodskrik op die lyf jaag. Dit sal wel vir jou duidelik word wat ons met hierdie owerspelige soort te doen en te bespreek sal kry. Nou met die vertaling van die boek van herinnering destyds, kan jy die woord owerspelige met sy grondwoord, wat in Hebreëus tamim is dit eintlik verbasterde. Want oorspel beteken om ontoelaatbare gemeenskap te hê. En hier is eintlik twee soorte verbasterings. Die verbastering met ander rasse, want hierdie mense wat almal by Joshua was blankes, uit die stamme van Israel, die verstrooides, Grieke, Romeine. Maar daar is ook 'n ander verbasterde soort waaraan ons nou in die moderne tyd duidelik uit hulle vrugte kan sien, dat die Joodse nasie wat daar in Israel bly, wat nie Israel is nie, Israel van die Bybel is nie, dat hulle vermengde saad is van die gevalle engele. Hulle is definitief slangsaad. En Joshua noem dit in die Bybel, in Johannes 13 dink ek, sê hy vir hulle addergeslag, wat eintlik in die Grieks Gena Mata Egegnoon, wat beteken, julle is die genetiese nageslag van die Satan. Ander plek sê hy vir hulle, julle het Satan as vader, dan word hulle baie kwaad. Dis nou hierdie klomp skuifelende ou ortodokse Jode. Joshua ken elke een van ons se samestelling. En daardie mense se DNA was nie suiwer nie. Dit is hoekom hy nie vir hulle sê bring hulle nader en kom ons gee vir hulle die evangelie nie. Hy sê nee, Cyrenius, jy moet die doodskrik op hulle jaag. Of jy moet hulle bang maak sodat my naam vir hulle 'n doodskrik sal wees. Wat tog nie in sy aard is nie. Hy sal nooit vir een van sy kinders so behandel nie. Al is die kind hoe ver weg gedwaal van die waarheid af. Maar hierdie wesens is duidelik 'n ander soort, 'n ander genetiese lyn, want die woord soort kan ook in die ou boek van herinnering wat ons vertaal het, was eintlik
genetiese lyn. So kom ons gaan aan. Michael en Raphael is 'n engel wat daarby is, sal ons goeie dienste verleen, maar voor die middaguur sal ons kwaadlik van hulle af kan wegkom. Laat ons dus nog 'n oomblik in stilte betrag en versamel jou kragte, want jy weet nou wat daar oor jou sal kom. Daarna word alles stil, slegs die soldate en die bediendes was ietwat luidrigtig besig op die berg. Na 'n rukkie vra Michael my of hy met die ortodokse duisterlinge heeltemal sonder enige voorbehoud kon spreek. Yeshua sê seker, maar jy sal jou ook baie spesiaal moet voorberei. Dink maar nie dat jy so maklik met hierdie gepantserde helde van die nag kan beraadslaag nie. Weer eens in 'n duister 'n gebeeld vir ons weer eens bevestig dat hulle kinders van Satan is. Hy sê, want hulle is vir baie gevalle tot die tande toe gewapen, bedoelend met hulle mond, nie met soseer met wapens nie. Daarop begin Michael om ook konsentreer om innerlik voor te berei. Ook 'n paar leerlinge vra my hoe hulle self in die geval moet gedra. Dit is basies die disippels. Yeshua sê, julle hoef niks daarby te sê en ook niks te doen nie. Kyk as swaiende getuies toe. En as iemand van die Fariseërs julle iets vra, verwys hom dan na Sireneus en gee toe dat die saak julle glad nie aangaan nie. Dan sal hulle julle met rus laat. Ek sal self in die begin op soortgelyke wyse handel. Dit stel die leerlinge ook tevrede en ons wag daarna rustig op die aankomende lasposte. Net 'n bietjie agtergrond vir die nuwe mense. Hierdie Fariseërs was meestal uit om Yeshua te vang. Hulle het sy lering wat hy gebring het in die volk gehaat. Hulle het hom verag. Hulle was baie honderde van hulle was uitgestuur om hom te vang. Eers uit te vang in sy woorde en dan om hom te arresteer en na die tempel toe te sleep. Wat natuurlik nie gebeur het alvorens hy toegelaat het dat hulle hom vat die aand in die tuin van Getsemane. Maar hier is dit nog die toestand dat hy nog gejag is. En hy sal altyd sê, bring die mense na my toe en wys hulle op my. Hier sê hy vir hulle nee, wys hulle op Sireneus, want hy is die Romeinse regter van daai gebied. Hulle is in die geregtigheid, so kry vir julle die geregtigheid. Want onthou dat Judea was op daai stadium deur die Romeine oorgeneem. Hulle was die mag wat geheers het. En hierdie ou klomp ortodokse Fariseërs was heeltyd teen die Romeinse owerstes gewees. Hulle was baie moeilike mense om mee te werk. Ons sal dit nou verder lees. Na verloop van 'n korte halfuur verneem diegene wat aan die oewer van die see op Sireneus wag, van 'n Judeër uit die stad wat Sireneus ken, dat Sireneus hom in die tuin van die ou kryger bevind. Dis Markus se tuin. Met die berig keer alle ortodokse Fariseërs en die ortodokse Judeërs terug in hulle skrede en begeef hulle so vinnig moontlik in ons rigting. Toe Michael hulle na hom toe sien kom, sê hy, welgeëerde vriend Sireneus, berei jou voor, nou gaan die storm losbreek. Ek is baie benoud vir wat hierdie kerels alles na vore sal bring. Sireneus sê, ek nie minder nie, hoewel ek eerlik toegee, dat ek graag die minste met hierdie mense wil onderhandel. As jy hulle net 'n vinger gee, neem hulle dadelik die hele hand. Dit kan ons werklik nie toelaat nie, want daar is nog ander, werklik arme mense, wat werklik gehelp moet word. En dit is so waar wat hierdie man hier sê, van 'n Jood. Gee hom die vinger of die pinkie en hy vat die hele arm. Laat hom toe in jou land, net 'n klein bietjie van hulle,
en binne 'n kort tyd regeer hulle jou hele land, soos wat hier in Suid-Afrika gebeur het. Die Jood het ingekom. Die Jood sê self, as ek 5% van die regerende mag het, beheer ek die regering. Hoe beheer hy die regering? Soos nog altyd, vandag nog, deur omkoopgeld en deur afpersing. Hoekom dink julle het die Romeinse kerk die gebruik van bieg? As jy nou in die kerk is en jy voel nou baie sleg oor wat jy gedoen het, dan kan jy gaan bieg voor die biskop of die wat ook al daar binne in 'n hokkie sit. Jy sit in 'n ander hokkie. Julle het dit seker al in flieks gesien. Dan bieg jy, dan sê jy vir hom, hoorie, ek is nou vreeslik berou, Vader, vergewe my, want hulle noem ons daai ou Vader. Ek kon my nie help nie, maar ek het nou 'n homoseksuele daad met hierdie ou gedoen. Dan sê die ou van nee, dis vergewe, jy moet net soveel pond betaal, gaan betaal dit daarin met die kerkkas, dan skryf ons jou sondes af, ek sal vir jou bid, en ek maak jou skoon voor die Vader. Maar nou word daai sonde aangeteken in die Romeinse of in die Romeinse boek. Nou weet hulle, hierdie ouwe se homo in die skelm in die agteraf, in die geheim, en hulle weet nou van die ander. En nou, as daar nou sekere stemming moet plaasvind, of gunsies of gawes vir hulle gegee moet word, dan pers hulle daai ouens af, met die inligting wat hulle gekry het. En so het hulle alle sondes, het hulle boek van gehou. Net soos wat die Jood vandag dit nog met Amerika doen. Die Jood in Israel beheer Amerika deur afpersing en omkopery, waarvan julle nou tot satwordens toe oor die Epstein-files en die allerlei ander goed wat nou so uitkom. Hulle kan nie iets doen wat nie die Jood bevoordeel nie. Dit is hoe hulle werk. Hulle is nie eers burgers van daai land nie, maar hulle regeer dit. En in hierdie land was dit dieselfde. Die omkopery van F.W. de Klerk en sy kabinet was van so skaal, wat jy en ek nie eintlik kan bedink hoe groot dit was nie. Hulle het iets soos 40-50 biljoen gekry. Hulle het al hierdie volkse goudreserves vir Amerika gegee. En hulle het 'n kommissie daar uitgekry. Alles geïnspireer deur die Jode. Toe die ANC in die 60er jare by Rivonia verhoor was daar meer Jode as swartes wat van terroristiese dade en ander ewels aangekla was. Dit is hoe hulle werk. Ons moet ons oë oopmaak, en hier is dit nou in die kleine wat Joshua dit vir ons wys. En nou sê Sireneus, hy hou niks van hierdie ouens, want dis wat hulle doen. Inmiddels het die hulpsoekers natuurlik met hulle owerste van die sinagoge vooraan ook al ter plaatse aangekom. Hulle erken die opperstadhouer dadelik en spreek hom as volg toe. Hoor nou hierdie gekruipery. Hooggeplaaste, verligte en van alle volmag voorsiene meester, opperstadshouer van Kolosiria, van die hele Judeese land, van Klein en Groot Asië en van 'n deel van Afrika. Dit sal u nie onbekend wees watter verskriklike ongeluk ons, wat altyd aan Elohim en die keiser toegewyde inwoners van die stad Caesarea Philippi is, in hierdie nag oorgekom het nie. As ons ook maar op enige wyse skuld daaraan sou gehad het, sou ons nou ons nalatigheid kon verwens en diep betreur het, en verder met geduld dra, wat Elohim die Almagtige oor ons laat kom het. Maar sover ons weet, het ons nie die minste aanleiding gegee tot die ongeluk nie.
maar het die bose opset van 'n paar kwaadwillige heidene ons dit aangedoen. Die eintlike rede waarom ons hier is dan ook om van u 'n regverdige skadevergoeding te vra. Geld, altyd geld. Hierdie sal u ons soos van tevore na reg en billikheid te berde laat kom, omdat ons ten eerste geheel en al Romeinse onderdane is, net soos die moedswillige heidene. Die tweede egter, omdat ons as priesters en dienaars van die enige ware Elohim God, wat Rome welgesind is, die volk meer simpatie vir die keiser kan bybring, as duisende swaarde en lanse. As ons egter ooit teen Rome sal wees, dan sal ons tonge in 'n paar uur meer tot stand bring as 100.000 soldate in 'n jaar. Hier was die een hand die ander. Nou kan julle sien hoe brutaal hulle na hom toe kom. Eerstens is hulle nog nooit gehoorsame Romeine gewees nie. Hulle het die Romeine op alle maniere teëgestaan. En 'n mens kan nie anders doen nie as om net soos Joshua eerder aan die kant van die Romeine te wees. Want hy sê hy het hierdie Romeine juis vir Judea laat inval, omdat uit Herodes, wat die koning was, en die tempel, daar geen regverdige heerskappy oor die volk was nie. Maar die Romeine was streng, maar hulle was regverdig. So by so dat ons in hierdie land nog die Romeins-Hollandse reg het waaronder ons val. So sterk was daai reg van daai tyd dat hy so deur 2000 jaar gekom het. Maar kyk maar net die valsheid van hierdie mense in hulle woordjies. Willig ons versoek in, dis vir skadevergoeding van al hulle afgebrande geboue. Verlos ons van die huidige bedelstaf en laat ons op die onkoste van die staat ons verwoeste geboue, ons leer- en bedehuise weer opbou. Dan sal u in die naam van die keiser ervaar dat ons u dankbaar sal wees vir u hulp. Ja, as dit nie anders gaan nie, neem ons ook die verpligting op ons om die staat 'n uiteindelike voorskot na 20 jaar met rente terug te betaal. Geëerde opperstaatshouer, dink goed na oor ons versoek en willig daartoe in. Dit sal sowel vir u as die keiser geen nadeel oplewer, want ons weet wie en wat ons is en waartoe ons in staat is. Sien julle die dreigement? As ons vriende van die keiser is, sal hy sy groot ryk moeiteloos kan regeer. Sou ons egter in ons binneste vyande van die keiser wees, dan sou kroon en scepter baie gou 'n uiters onplesierige las kan word. Hou daarom rekening met ons huidige nood. Dink as 'n verstandige man oor ons versoek na en doen wat u goed dink. Vers 16, Sirenius antwoord, terwyl hy sy verontwaardiging kwaadlik kan verberg. Hy is nou innerlik bitter kwaad vir hulle. Voordat ek ja of nee sal sê, sal ek eerstens baie presies laat ondersoek. Instel hoe en deur watter oorsaak die stad en u huise aan die brand geraak het. Dit is my nog glad nie duidelik of u absoluut onskuldig daaraan is nie. Want ek het juis in hierdie nag bepaalde dinge oor u gehoor. Iemand vertel my dat u, na aanleiding van die totale sonsverduistering van gister, en later nog meer vanweë die plotselinge of skielike verdwyning van die avond na son, die volk heeltemal te oorvloedig toegespreek het oor 'n oordeel van God wat deur een van u profete voorspel is en wat nou sou kom. Onthou daai avond na son of die skynson het nog 'n oomblik daar gesit en hy het eintlik net die westelike deel verlig
Aan die ooste het dit al donker geword, want die spieël kon nie tot so ver reik nie. En toe skielik, is nog een oomblik daar, toe is dit weg. Want toe Joshua dit gewil, dat die lig in die stratosfeer weer onstuimig raak, dan kan hy nie meer 'n spieël wees nie. Ook die priesters van die Grieke het nie van hulle kant af nagelaat om die uitsonderlike spel van die natuur vir hulle voordeel uit te buit nie. Dis nou die ou klomp heidense priesters van Zeus en Hera en al die ander afgode. Beide priesterlike groeperings het die bepaalde natuurverskynsel misbruik om die volk terwille van skynbaar doeltreffende en aan u God bereikende gebede die mees ongehoorde offers af te pers. Geld, geld, geld. Die volk wat van kindsbeen af deur u doof en blind gemaak is, het alles gedoen wat hulle maar moontlikerwys kon doen om die jongste oordeel wat deur u aangekondig is af te wen. En ek kon nie anderste om na die profetiese moderne tyd analogie te kyk van 1993. 1993 was hier 'n groot poging in hierdie volk om hierdie land op 'n skinkbord vir hierdie kommunistiese ANC te oorhandig. En die kerke het saam met die nasionale party planne gesmee en alles aan die gang gesit om dit te laat gebeur. En daar was plakate in ons tyd wat almal, die mans wat hier is en die vrouens van daai tyd wat ons nog stemgeregtig was, dis die laaste keer wat ek gestem het en ek het baie duidelik nee gestem. Ons wil dit nie hê nie. Maar daar het gestaan, 'n ja stem is 'n stem vir God en 'n nee stem is 'n stem vir Satan. Dit was op die pale in Pretoria. Ek was al hier en dit is hoe hulle die volk gemanipuleer het. En die dom en blind gemaakte volk, of die doof en blind gemaakte volk, deur die predikante en die kerke, wat 'n agenda het, wat nie die waarheid is nie, maar 'n vrymesselaar agenda vanuit hulle kweekskole wat beheer word deur vrymesselary en alle regeringsamptenare van daai tyd wat ook daar was, moes hierdie land oorhandig aan die ANC, want dit was die wêreld se plan, die wêreldmag. En die vervulling daarvan het ons gesien met die inwyding van Nelson Mandela, wie presies langs hom gestaan het aan sy linkerkant by die Unie-geboue, was 'n man met die naam van Hans von Kolfenbach. Hy was die Jesuïte generaal-priester van die Romeinse kerk en hy is die mag. Hy word genoem die swart paus. Die ou wat julle almal sien in sulke wit klere rondloop met verskillende kepse op sy kop. Hy is die wit paus. Hy is net verskyn. Hy is maar net die ding wat hulle voorsit om die mense te verblind. Maar die werklike generaal, Jesuïte generaal, het langs Mandela gestaan en 'n teken aan die wêreld gegee het. Nou is Suid-Afrika ook deel van die groot hoer. Hy het geval. En 'n bietjie later het die paus hier kom land, hierdie wit paus, die jy met almal sien. En hy het uit die vliegtuig uitgeklim en hy het vir die kameras die grond gesoen. Wat nog 'n teken is vir die ingewydes, dat Suid-Afrika nou aan hulle behoort. En as jy die geskiedenis van die Romeinse kerk terugvat, tot by Joshua se tyd, of net na Joshua se tyd, toe die Romeine ingekom het, en Jerusalem verwoes het, toe sê Joshua in hierdie nuwe openbaring, al daai klomp fariseërs en ortodokse Jode wat kon ontsnap, wat toe nie gekruisig is nie, het hulle self na Rome toe gewend.
En daar het hulle, want Joshua sê dieselfde gespuis wat in die tempel was, is nou in die Vatikaan. Bedoelende natuurlik dieselfde gevalle engele, bose geeste, maar daai selfde genelyn, die slangsaad, het van daar af regeer en eintlik die hele Romeinse ryk oorgeneem. En so het ons ook uiteindelik as laaste westerse land het ons geval. Al die ander westerse nasies behoort klaar aan hulle. Maar ons was die laaste wat geval het. Soveel mense wat vandag lewe weet nie van hierdie goed nie, hulle is dalk te jong of hulle steur hulle nie daaraan nie. Maar mense, dit is belangrik dat ons hierdie geskiedenis wat Joshua nou vir ons gee, dat ons dit deurtrek en sien dat dit nog nooit verander het nie. Daar is niks niets nie, sê die Bybel. Nou sê Sireneus vir hierdie klomp boosaards: gelukkig was daar 'n verstandige en ervare man, wat sommige gegoede mense uit die volk wat hy ken, na hom geroep het, en hulle vervolgens rustig en kalm die verskynsel, dis natuurlik die sonsverduistering en die skynson, op baie natuurlike gronde verklaar, en het gesê dat hy dit al meermale meegemaak het. Ter bekragtiging van sy verklaring het hy dit egter ook baie fynkies onder hulle aandag gebring, dat die priesters sou hulle voorspelling waar wees, dat as hulle nou nie gaan betaal nie, gaan God se oordeel oor hulle kom. Dis die voorspelling. Hy sê sekerlik nie die moeite sou doen om van die volk sulke massale offers af te pers, as die verblyf op hierdie wêreld vol leuns en bedrog nog maar so kort sou duur nie. Wat eintlik sin maak. Kom wil julle al die geld vir ons gee, julle dan nou gesê, as ons nie geld gee nie, gaan die oordeel oor hierdie stad kom en die oordeel oor die wêreld of wat ook al hulle vir hulle gesê. As die oordeel kom, wat wil julle met al die geld maak? Dan is ons maar almal onder die oordeel. So hierdie ou het hulle bietjie, hulle blind en doofheid so 'n bietjie verbeter. Die onversadigbare, hebsugtige en hartelose priesters het maar net so goed geweet as dat die hele gebeure maar net kon beteken dat die weersomstandighede die volgende dag moontlik sou verander. Maar hulle het die Bybelloof van die volk geken en het hierdie geleentheid waargeneem om so gewetenloos moontlik daarop te sondig. Net soos wat die kerk die getrouheid aan die kerk misbruik om die volk allerhande dinge voor te hou wat nie geestelike dinge is nie. Al wat 'n kerk behoort te verkondig is die liefdesleer van Joshua, dat die kerk almal wat in sy gebied is, sy naastes, moet help. Dit is 'n kerk se opdrag, maar hulle hou hulle betrokke met die politiek, met die finansiële wêreld en allerhande ander dinge wat hulle nie aangaan nie. En dit is nou net wat hier ook gebeur het. Hulle het geweet hierdie volk is dommetjies en hulle het dit misbruik. Kyk, sê Sireneus, dit het 'n baie betroubare getuie my vandag meegedeel. Wel, hoe het dit verder gegaan volgens die wyse en aktuele onderrig? Die paar mense wat op hierdie wyse met weinig woorde korrek voorgelig is, dat dit maar net 'n natuurverskynsel was, het hulle vervolgens na die vertwyfelde volk gehaas en opgewek geroep: troos, troos, troos en nogmaals troos. Wees kalm en luister tot julle beswil na ons. Daarna lig hulle alles op 'n verstaanbare manier aan die volk uit. Toe die volk verstaan wat daar aan die gang was, het hulle in toorn en woede ontbrand teen u, teen julle klomp priesters, sinagoges, en het u vervolgens 'n voorproef van 'n oordeelsdag van Daniël gegee.
omdat ek deur hierdie getroue beriggewing nou maar al te duidelik insien dat in werklikheid nie die moedswil van die heidene die oorsaak hiervan is nie, maar dat u self na regte daaraan skuldig is, dat in hierdie nag die tog so mooi en belangrike stad in die as gelê is, as gevolg van die regverdige woede van die volk oor u bedriegery, sal u hopelik kan insien dat ek u baie brutaal gestelde versoek nie slegs glad nie kan inwillig nie, maar dat ek u daarenteen as visie-regent hier in die belang van my keiser en in die belang van die volk streng tot verantwoording sal roep en tot volle skadevergoeding sal veroordeel. Dit onder voorbehoud dat alles so gebeur het, soos wat ek van 'n maar al te geloofwaardige getuie verneem het. Wat het u daarteen in te bring? Spreek, as u iets daarteen kan inbring. En die geloofwaardige getuie was natuurlik Joshua, want hy het vir hulle almal daarbo vertel wat gaan onder by die stad aan. Alles wat daar gebeur het, hy getrou weergegee. Party deur sy engele en party sy engel Raphael, maar party self. Reeds tydens die toespraak van Sirenius verander die duister aanbieders van die versoek soos verkleermannetjies van kleur. En hulle inwendige woede was duidelik aan hulle gloeiende wolfsoë te sien. Maar nou dat hulle die kans gekry het om hulle self te verdedig, kon hulle van pure woede geen woord meer uitkry nie. Sirenius wag 'n bietjie en toe daar nog steeds niemand iets wou sê nie, word hy boos oor hulle woedende gesigte en hy sê onheilspellend ernstig, heeltemal op die wyse van 'n egte Romein wat onverbiddelik is. Gee vinnig antwoord, anders sal ek genoodsaak wees om u kwaadwillige swye te beskou as 'n totale bekentenis van dit waarvan u beskuldig is en dadelik, sonder enige verder inagneming, u welverdiende oordeel daaroor uit te spreek en die voltrekking daarvan aan u te laat volbring. Spreek, want u weet dat ons Romeine nie skerts nie. Nou ja, hierdie ou, kan ek maar dink, hy sit daar in al sy regalia van daai tyd, al sy klere en 'n troon op sy kop en alles. En nou doen hy wat Joshua vir hom gesê het, maak hulle skrik. Want dit wat hulle gedoen het, as hulle daaraan skuldig bevind word, sou hulle koppe waai. Dit is 'n straf tot die dood. En dit is wat hierdie ouens toe so laat skrik het. Ons sal dan môre verder gaan. Die hoofstuk was 'n bietjie lank om dit te pas. En dan sal ons sien wat gebeur hierso. Baie dankie.